Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons, wat nietige mense is, die voorreg mag hê om met die Almagtige van hemel en aarde te kan spreek. Maar Vader, die wonder, die groot genade dat U in U liefde tot ons spreek. En Vader Jahwe, dat U Gees in elkeen van ons se harte uitstort om ons te roep, om ons te trek, om ons te leer aangaande Yeshua. Te leer aangaande U genade werk, wat tot redding van elkeen van ons is. Ons Vader, ons gebed vanmôre is, wil U ons regtig elkeen help, dat ons werklik diep oortuig van U genade in Yeshua sal kom, om waarlik ons lewens oor te gee, prys te gee, om waarlik voor U te buig en te sê, Vader Jahwe, ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Dat Hy my woorde, my dade, my denke lei, dat Hy dit rig, dat Hy dit vorm, sodat alles in my sal wees om Hom en Hom alleen te verheerlik. Word dan verheerlik in ons samesyn, ook vanmôre wanneer ons die woord hanteer, leer ons, onderrig ons, Vader Jahwe, tot verheerliking van U wonderlike naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, U kan gerus sit, en kom ons blaai saam vir ons teksgedeelte na Deuteronomium 18 toe. Nou, ons het nou gehoor in ons Petrus, wat duidelik vir elkeen van ons sê, dat ons moet ag gee op die profetiese woord, dat die profetiese woord vir ons belangrik is, en dan weet ons, dat 'n groot deel van ons Bybel bestaan uit die profetiese woord uit. So, die profetiese woord is geweldig belangrik, maar wanneer ons na die profetiese woord toe gaan, dan moet ons regtig onder leiding van die Heilige Gees dit benader, want dis juis daarin, dis so maklik om die woord te benader vanuit jou eie perspektief uit, van wat jy wil hê die woord moet sê, en daarom is dit belangrik, dat ons regtig buigende, biddende, deur die leiding van die Heilige Gees, die woord van Jahwe altyd sal hanteer. Kom ons lees saam Deuteronomium 18, vanaf vers 22 af, daai bekende profesie. Verskoon, Deuteronomium 18, vanaf vers 15 af, tot en met vers 22. Daai baie bekende profesie. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broer soos ek is, sal Jahwe, jou God, vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Dit is Moses se woorde aan die volk. Net soos jy van Jahwe jou Elohim by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van Jahwe my Elohim nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het Jahwe vir my gesê, dit is goed wat hulle gesê het, 'n profeet sal ek vir julle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is. Ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Weet jy wat's mooi? As ons Deuteronomium 18 vers 17 dan nou lees, vanaf vers 15 af, dan koppel Jahwe hierdie gedagte van die volk wat daar voor die brandende berg staan, wat dreun en bewe en die donder en die blitse, en die volk wat daar staan en sê, maar ons kan nie tot Jahwe gaan nie, ons kan nie met Jahwe spreek nie. En hulle vra dan vir Moses om die tussenganger te wees, maar Jahwe gebruik dit as 'n profetiese beeld, dat die volk nie tot hom kan gaan nie, maar dat daar een nodig is deur wie die volk wel tot Jahwe kan gaan. En dan Jahwe wat vir hulle sê, ek sal 'n profeet uit julle midde opwek, net soos Moses, so sal ek 'n profeet opwek, en julle moet luister na wat hy sê, want hy sal alles spreek wat ek tot hom gee. Vers 19, en die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie,
Van hom sal ek self rekenskap afeis. Maar die profeet, wat so vermetel is om die woorde in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat Jahwe nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van Jahwe spreek, en wat hy gesê het gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit nie die woorde wat van Jahwe nie gespreek het nie. Deur vermeteldheid het die profeet dit gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. So, eerstens spreek Jahwe deur Moses en hy sê vir hulle dat, net soos die volk gesê het, hulle kan nie tot Jahwe spreek nie, daarom sal ek 'n profeet, vers 18 sal julle sien met 'n hoofletter, 'n profeet sal ek vir julle verwek in die midde van julle broers, na hom moet julle luister, dit is Yeshua. Maar dan gaan Jahwe verder en hy sê, hoe toets ons ook die ander profete? Dat dit wat 'n profeet sê, moet waar word. Want Yeshua is die profeet, maar oor die geskiedenis van Israel sou daar vele profete wees. En hoe toets ons hierdie woorde van die profete? Dit moet waar word. En as die woorde van die profeet nie waar word nie, dan weet jy dit was vals. Geliefdes, en daarom met hierdie ingesteldheid benader ons dan nou besonderlik die Oud-testamentiese profeseë. Nou daar's twee temas in die Oud-testamentiese profeseë wat sentraal staan, wat in die meeste profeseë na vore kom. Die eerste ene, en die meeste van ons ken dit goed, is eerstens 'n kritiek en 'n oordeel ten opsigte van die volk se geestelike, sosiale en morele toestand. In die meeste gevalle is dit hierdie aankondiging van Jahwe weens die sonde in die volk, die ongehoorsaamheid, die hoerery, hierdie toestand van geestelike doodheid, hierdie toestand van morele vergrype, hierdie toestand van die verdrukking van die armes. En dan saam met in hierdie eerste kenmerk is dan die aankondiging van oordeel weens hierdie vergrype. En dit sien ons sentraal deur die profete. Elke profeet spreek dikwels 'n sekere oortreding of oortredinge aan, wat dikwels deurlopend is, naamlik afgodery, naamlik die verdrukking van die armes, maar elkeen spreek hierdie tema aan van hierdie sonde, hierdie kritiek weens die optrede van die volk, en dit wat dan daarop volg is die oordeel wat sal plaasvind. Die tweede kenmerk van profesie of temas wat ons reg deur die Bybel kry, is hierdie tema van die aankondiging van 'n toekomstige hoop, 'n toekomstige seën en gehoorsaamheid wat daarmee gepaard gaan, saam met vooruitgang. So hierdie twee temas is sentraal. Die eerste ene, profete wat optree en sê, weens hierdie en hierdie sonde gaan Jahwe julle oordeel, maar dan dikwels daarmee saam, daar gaan 'n dag kom, wanneer daar gehoorsaamheid gaan wees, wanneer daar ware bekering gaan wees, wanneer daar vooruitgang gaan wees, wat gewoonlik gekoppel word aan die Messia se koms. Goed, so dit is belangrik, hou dit in gedagte. Nou wat baie treffend is dat die aankondiging van die oordeele en die straf, ons kan baie duidelik elkeen van hierdie aankondigings koppel aan 'n fisiese handeling waarin Jahwe die volk gestraf het. Dit is maklik identifiseerbaar, ons kan deur die skrif gaan en klokslag elke keer wanneer hierdie profeseë van oordeel plaasvind, sien ons dit tree in vervulling en is maklik. Terwyl aan die ander kant, of kom ek verwys net enkele voorvalle, byvoorbeeld die vernietiging van Jerusalem, byvoorbeeld die 70-jarige ballingskap, byvoorbeeld die vernietiging van Jerusalem ook later. Vele gebeure in die Bybel is baie hierdie oorhoofse oordeele is baie duidelik. Die straf, persone wat moet sterf. Julle kan onthou geslagte wat uitgewis word. Hierdie aankondiging van hierdie oordeele en direk tree dit in vervulling. Nou, kom ons kyk net na een so voorbeeld in terme van die groter skaal van die profetiese woord. En
vanmôre vertoef ons net so bietjie in die profetiese woord om net so bietjie vastigheid te kry. Baie van dit wat ons hanteer ken u goed, maar net om so bietjie 'n vastigheid te hê rondom dit. Kom ons blaai na Hosea hoofstuk 1 toe. Hosea hoofstuk 4 verskoon. En die meeste van u ken Hosea redelik goed. Veral die eerste hoofstuk is 'n hoofstuk waarmee ons goed bekend is. Maar Hosea hoofstuk 4, en ons lees daar vanaf vers 1 af. Hoor die woord van Jahwe, o kinders van Israel, want Jahwe het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Vers 2. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg oorspel. Hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Sien julle hierdie aankondiging, hierdie kritiek, hierdie oordeel weens die sonde van die 10 stamme. En dan hoofstuk 5 vers 1. Hoor dit, o priesters, en let op, o huis van Israel, en gee gehoor, o huis van die koning, want die vonnis raak julle, omdat julle vermisbaar vangnet geword het, en 'n uitgespreide net op Tabor. Vers 2. Ja, in verderflike praktyke verdiep die afvalliges hulle, maar ek sal hulle almal tot tugtiging wees. Weereens, weens julle sonde, weens julle verderflike praktyke, gaan ek julle oordeel. Hoofstuk 8 vers 1. Die basuin aan jou mond, soos 'n arend skiet dit neer op die huis van Jahwe, omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet gesondig het. My roep hulle toe, my God, ons Israel ken u. Israel het die goeie verwerp, die vyand sal hom agtervolg. En dan hoofstuk 9 vers 3. Hulle is land van Jahwe nie bly nie, maar Efraim sal na Egipte teruggaan en in Asser sal hulle eet wat onrein is. En so lees ons dan, en terwyl ek gesels kan jy blaai na 2 Konings 17 toe. 2 Konings 17. Hierdie oordeel word aangekondig en dan wat Jahwe aankondig en sê hierdie oordeel is soos 'n arend wat neerskiet op die prooi. Dit gaan vinnig gebeur, dit gaan in vervulling tree, dit gaan nou gebeur. En dan lees ons in 2 Konings 17 vers 20. Daarom het Jahwe die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van die rowers oorgegee, totdat hy hulle van sy aangesig weggewerp het. Want hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeer, en hulle het Jerobeam, die seun van Nebat, die koning gemaak, en Jerobeam het Israel agter Jahwe weggetrek, en hulle groot sonde laat begaan. Vers 23. Totdat Jahwe Israel van sy aangesig verwyder het, soos hy gespreek het, deur al sy diensknegte die profete, en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. Geliefdes, baie mooi hierdie profetiese woord wat in vervulling tree, eers hoe dit geprofeteer word daar in Hosea, wat ons lees, Jahwe sê dat hy hulle gaan oordeel weens hulle ongehoorsaamheid, weer hierdie wanpraktyke, en dan sê dit gaan vinnig gebeur, soos 'n arend op sy kleintjies afskiet, en dan in Konings lees ons hoe dit in vervulling tree. Nou dit is die kenmerk van die meeste oordele wat aangekondig word. Elke keer kan ons 'n lekker vaste handeling van Jahwe daaraan koppel, hoe Jahwe Israel of die koning of 'n persoon geoordeel het na wat die profetiese woord gesê het. Aan die ander kant is die profetiese woorde aangaande die herstel of die geseënde tyd of die verwagting wat voorlê, die hoop wat voorlê, nie altyd so maklik nie. Waar die oordeele maklik gekoppel kan word aan 'n sekere gebeurtenis, is dit baie moeiliker in terme van die profesie van hoop, van verwagting wat voorlê. En
net om vir julle 'n voorbeeld daarvan te gee, en ons gaan so bietjie daarna kyk, tot ons dan nou by 'n sleutel kom, is die gedagte, byvoorbeeld, wanneer ons praat van die profetiese herstel, dan begin ons altyd by Jeremia 31 vers 31 en 33 en 34, wat praat van hierdie nuwe verbond, wat praat van dat ons nie meer mekaar sal leer nie, want almal sal Jahwe ken, wat praat van dat die skuld weggeneem sal word. Amos 9 vers 11 tot 15, julle kan notas daarvan maak en dit dan later net weer ook verder lees, maar ons gaan, as die tyd dit toelaat, gaan ek daarna toe terugkom. Die ploer sal die maaier inhaal, en die druiwetapper sal die saaier inhaal, weens die groot seën wat daar sal wees, profeteer Amos. Joël profeteer in Joël 2 vers 2 tot 5, dat Jahwe Israel sal leer, dat Jahwe die wonderlike seën sal uitstort op Israel. Jesaja 9 vers 1 tot 7 praat van die lig wat sal opgaan vir Israel, vrolikheid, groot blydskap, dat die juk wat op hulle was gebreek sal word, en dat daar vrede en heerskappy sal aanbreek. Jesaja 11 praat van dat Israel en Juda sal saamkom om Jahwe te aanbid, en hy spreek van hierdie geweldige vredestyd wat dan sal plaasvind. En nou kom die vraag baie keer wanneer ons hierdie profetiese woorde lees, is maar hoe hierdie oomblikke van seën, en dit skep in vandag se tyd 'n geweldige onsekerheid by baie gelowiges, en daarom is dit baie belangrik dat die Nuwe Testament is die begin van 'n nuwe eksegetiese benadering tot die profeseë van die Ou Testament, waarin Yeshua geopenbaar word as die kernvervulling van die Ou Testamentiese profeseë. Wil julle moet dit baie mooi weet. In die Nuwe Testament kry ons hierdie nuwe benadering, hierdie eksegetiese benadering dat Yeshua die absolute vervulling is en die kernvervulling is van hierdie Ou Testamentiese profeseë. En dis baie, baie belangrik. Yeshua, sowel as die apostels, het 'n absolute eksegeties, nou as ek sê eksegeties, die interpretering van die skrif, het 'n benadering in terme van die interpretering van die skrif, waarin Yeshua absoluut sentraal staan. Yeshua is die kern daarvan ons, en daarom word dit vir jou en vir my as Yeshua en die apostels so tot die Ou Testament nader en dit hanteer, word dit vir jou en vir my 'n absolute fondasie waarop ek en jy kan bou. In baie gevalle, en ons het al 'n bietjie hieroor gepraat, en daarom wil ek sê, is dit nie noodwendig iets niets nie, maar is iets wat ons moet anker en vashou. In baie gevalle, wanneer ons die Ou Testamentiese profeseë lees aangaande 'n seën of 'n verwagting wat voorlê, dan interpreteer ons dit absoluut fisies, en ons wil daai fisiese vervulling wil ons waarneem. Terwyl wat ons dikwels kry is dat die vervulling baie groter is as net die fisiese wat ons gelees het. Nou daarom is baie gelowiges, en ek wil jy moet mooi luister daarna, baie gelowiges se sentrale verwagting omtrent die vervulling van die profetiese woord is fisies, bedoelende fisiese seën. Ek wil jy moet mooi luister. Vleeslike vrede, vleeslike heerskappy, vleeslike oorvloed, mos, druiwe, oeste, seëninge, fisiese reën. So, as ons die profetiese woord lees, benader ons dit dikwels, en omdat dit so daar staan, benader ons dit dikwels, maar ons soek hierdie dinge in 'n fisiese aard, vleeslike heerskappy, vleeslike oorvloed, vleeslike vrede en vleeslike of fisiese reën en oeste. Terwyl, en dis nou baie belangrik, die sentrale tema in Yeshua en die apostels se hantering van die profeseë se vervulling is die wonderlike seën in Yeshua.
Daarom sal ons sien dat Yeshua en die apostels se hantering, die hele Nuwe Testamentiese hantering, is 'n Yeshua-sentriese benadering waarin Yeshua sentraal staan in alles. En dis juis op grond van hierdie benadering tot die Ou Testament wat vir jou en vir my 'n fondasie gee waaraan ons onsself ook moet verantwoord. Yeshua is die eerste ene, soos ons almal weet, wat baie duidelik ook dan nou dit maak dat hy die kern is van die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë. Johannes 5 vers 39 wat ons uit ons koppe uitken. Julle ondersoek die skrifte, die Ou Testament, die profeseë, omdat julle dink dat julle daarin die ewige lewe het, terwyl dit van my getuig. Lukas 24 vers 25, wanneer daardie Emmausgangers saam met Yeshua wandel, is dit Yeshua wat vir hulle sê, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes Yeshua, moes die Messia nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses af en al die profete af en vir hulle uitgelê al die skrifte van in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En ook Lukas 24 vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moes word. Geliefdes, wanneer ek en jy, en ek wil vir jou voorbeelde wys daarvan, wanneer ek en jy die Ou Testamentiese profesie lees, dan wil ons dit dikwels op 'n vleeslike vlak interpreteer. En daarom voel baie gelowiges dat baie van die profesieë nog nie in vervulling getree is nie, dat dit nie waar is nie. En net vir interessantheid, dit is hoekom daar vandag baie persone is wat in opstand kom teen die woord van Jahwe en spot teen die woord van Jahwe en sê, sien julle, dit is profesieë wat nooit gebeur het nie, dit nooit plaasgevind nie, en daarom is die woord nie waar nie. Maar die belangrikheid vir my en vir jou as gelowiges, in ons benadering tot die woord is om te kyk hoe gebruik Yeshua en die apostels die profetiese woord. Nou kom ons gaan na een van die bekendste gedeeltes in die Ou Testament toe. En is lekker om dit te gebruik, want dis iets wat almal van u ken, en wat dan vir ons 'n anker kan word. Jesaja 61, kom ons blaai saam soontoe. Jesaja 61. In Jesaja 61, kom ons lees daar vanaf vers 1 af. Die gees van Jahwe is op my, omdat Jahwe my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van Jahwe en 'n dag van die wraak van ons Elohim, om aan al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir die verslaaggees, sodat hulle genoem kan word deur 'n binte van geregtigheid, 'n planting van Jahwe tot sy heerlikheid. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit die vroeë dae weer oprig, die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en die uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar julle sal priesters van Jahwe genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van ons Elohim. Julle sal die rykdom van die nasies eet, en op hulle heerlikheid julle beroem. Geliefdes, wanneer ek en jy hierdie wonderlike profesie lees, en ons weet dit is direk gekoppel aan die jubeljaar, die wonderlike verwagting, maar as ek en jy dit lees, dan direk is daar in ons harte 'n fisiese verwagting van, dat die
gebrokenes verbind sal word, dat die gevangenes vrygelaat sal word, die geboeides vrygelaat sal word, die treurendes sal getroos word, hulle sal vreugdeolie ontvang, daar sal groot blydskap wees, daar sal absoluut hierdie vrede wees, hierdie klere van lof sal gedra word, julle sal priesters van Jahwe wees, die stede sal opgebou word en herstel word, en dit is jou en my, as ons dit fisies verwag, dan is dit my en jou fisiese verwagting van dit wat voorlê. Kom ons blaai dan nou na Lukas 4 toe, vers 21. Lukas 4 vers 21. Yeshua is daar in Nasaret in Galilea en op die Sabbat gaan hy na die sinagoge toe soos sy gewoonte was, en terwyl hy daar in die sinagoge is, julle ken die verhaal baie goed, gee hulle vir hom die Jesaja rol en hy staan op en om te lees, vers 20, en verskoon voorhand ons dit sê, en wanneer hy opstaan en dit lees, dan lees hy presies hierdie gedeelte wat ons nou in Jesaja 61 gelees het. Daarvan na vers 18 na verder. Presies daai woorde staan hy op en hy lees hierdie woorde voor hulle in daardie sinagoge. En nadat hy dit gelees het, is almal se oop om vers 20, en nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. En voor ons verder lees, wil ek dit tog herinner en ons het al daaroor gepraat in die verlede, maar ek wil dit vasmaak by elkeen van ons. As dit ek en jy was en ons het daar gesit en gewonder, maar wanneer word hierdie woorde vervul? Wanneer sal hierdie absolute seëninge fisies aanbreek? Wanneer gaan die gevangenes vrygelaat word, gebrokenes herstel word, klere van lof aangetrek word, stede herbou word, ons konings en priesters sal wees? Wanneer gaan dit gebeur? Vers 21. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Yeshua se benadering tot hierdie profetiese woord, om dit in konteks van sy bediening te bring. Dit wat ek en jy dalk sou fisies verwag, kom Yeshua en hy sê, maar dit is in my vandag, in julle midde, is dit vervul. En dis 'n wonderlike, kosbare wysheid wat Yeshua ons leer. En so die ander gedeelte wat u baie goed ken, kom ons blaai daar na Joël 2 toe. Joël hoofstuk 2. En ons lees daar van Joël 2 vers 23. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in Jahwe, julle Elohim, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdaal die reën, die vroegreëns en die laatreëns soos voorheen. Ons weet, wie is hierdie leraar tot geregtigheid? Dit is die Heilige Gees. En hierdie vroegreëns en die laatreëns is hierdie wonderlike beeld van die Heilige Gees. Vers 24. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ons het al in die verlede gesê, is hierdie fisiese olie en mos? Nee, dis die beeld van die seëninge van Jahwe deur die Heilige Gees, die gevolg van hierdie leraar van geregtigheid, die Heilige Gees wat vir ons tot groot seën is. En dan lees ons daar vers 26, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees in die naam van Jahwe julle Elohim prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, dat ek Jahwe julle Elohim is en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid beskaamd staan nie. Wanneer ek en jy hierdie fisies lees, of dit lees en ons moet dit fisies interpreteer, dan sal ons sê daar gaan fisies tye van
reën wees, tye van oorvloedprodukte, tye van seëninge. Ons gaan die naam van Jahwe prys, want daar gaan oorvloed wees, daar gaan versadiging wees. Niemand gaan ons pla nie. Ons gaan in Jerusalem woon sonder dat iemand ons gaan steur. Vers 27, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is en niemand anders nie. En julle sal nooit beskaam staan nie. Wanneer ek en jy fisies daarna kyk, dan dink ons hierdie absolute rustige kalmte in die fisiese Jerusalem. Maar dan gaan hy verder. Daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle ou mense drome droom en julle jongelinge gesigte sien en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en die deurligtige dag van Jahwe kom en elkeen wat die naam van Jahwe aanroep sal gered word. En ek herhaal weer soos op 'n vorige geleentheid, as ons dit fisies lees, wat verwag ons? Ons kyk en ons sien wondertekens, die hemel en die aarde, bloed en vuur en rookpilare, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed. As ek en jy fisies dit, dan is dit wat ons sou verwag. Kom ons gaan nou na Handelinge 2 toe. Handelinge 2. En ons lees daar vanaf vers 14 af. Maar Petrus het opgestaan en dis na die uitstorting van die Heilige Gees en wanneer hierdie Judeërs almal in tale begine praat en die mense dan sê maar hulle is dronk, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Judeëse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae sal Jahwe sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge gesigte sien, en julle ou mense drome droom, en ook in my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom, en elkeen wat die naam van Jahwe aanroep sal gered word. Wanneer ek en jy dit fisies benader het, dan sou ons sê, maar ons wil hierdie fisiese dinge sien wat gebeur. Maar nou kom Petrus en hy sê, maar dis presies wat gebeur het. Hierdie vervulling in die werk van Yeshua deur die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie merkwaardige gebeurtenis. En geliefdes, dis juis, en ons kry ander voorbeelde in die woord, maar ek wil juis hierdie twee bekendes hanteer, omdat ons almal dit ken. Want is juis op hierdie beginsel, op die benadering van Yeshua en die apostels, hoe hulle die Ou Testament hanteer en die Ou Testamentiese profesie hanteer, en dan sê ons baie duidelik, met die kern Yeshua en Yeshua se heilswerk. En dit word vir jou en vir my ook die anker tot ons hantering. Kom ons gaan net gou vir 'n oombliekie terug na nog 'n bekende gedeelte. Jeremia 31. Jeremia 31, terwille van elkeen van ons, so 'n bietjie van 'n herinnering, dit wat ons eintlik goed ken. Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar wonderlike profesie, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het en hulle uit Egipte land uitgelei het nie, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Jahwe. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe. Ek gee my wet in hulle binneste, en ek skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees.
en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê ken Jahwe nie, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek Jahwe. Want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en hulle sonde nie meer dink nie. Geliefdes, voor ons verder lees, wil ek nou vir 'n oomblik dit deel en ek wil sê, en moenie nou dink aan spesifieke persone nie, maar selfs wanneer ons hierdie gedeelte benader, dan is daar 'n baie groot deel van die kinders van Jahwe vandag, wat nie besef dat hierdie profesie reeds in vervulling getree het in Yeshua nie. En 'n groot deel daarvan, en wanneer ek dit sê, bedoel ek nie dat die persone vleeslik is, of die deel van ons volk of gelowiges vleeslik is nie, maar omdat ons die verkeerde benadering het tot die Ou Testamentiese profesie in terme van 'n fisiese vervulling, vleeslike, daarom mis ons 'n groot deel van die vervulling in Yeshua. En daarom wil ek sê, is dit so belangrik dat ons juis Yeshua die lens maak, of Yeshua is die lens, ons maak dit nie, Yeshua is die lens wat deur ons na die Ou Testament moet kyk, en die vervulling van die profesie. En daarom, al ken jy dit goed, wil ek dit tog vir u vra, en so 'n bietjie 'n vraag aan elkeen van u, wanneer ons lees, daar spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel, en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Wanneer kon Israel en Juda weer terugkeer na die verbond toe? Wanneer is daar die verbond gesluit? Die oomblik toe Yeshua se bloed gestort is, toe kan die 2 en die 10 stamme weer inkom, toe kan Yeshua sê, Matteus 26 vers 28, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond. En die volgende bepaling is, vers 33, maar dit is die verbond, wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe, ek gee my wet in hulle binneste. Het ek en jy vandag die wet van Jahwe op ons harte gegraveer? Romeine 2 vers 15 sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. En dan pragtig, 2 Korintiërs 3 vers 3, omdat julle duidelike brief van Messia is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende Elohim. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Wat 'n wonderlike genade, dat die wet wat ons het op ons harte is geskrywe, is in vervulling getree in Yeshua. En dan baie belangrik, die volgende, hulle sal nie meer elkeen, vers 34, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broeder leer nie, en sê ken Jahwe nie, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle. Geliefdes, en ek wil hê jy moet dit merk, want hierdie gedeelte skep baie keer onsekerheid by mense. Johannes 6 vers 44 sê vir ons so mooi, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. In die volgende vers, dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur Elohim geleer word, elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Wat beteken dit? Dat Jahwe openbaar sy wil deur sy gees in elkeen van ons harte. Dis nie meer dat ons vir mekaar die wet moet voorhou en sê, lees hier nie, want die wet is op jou hart geskryf. Jy het die Heilige Gees ontvang, hy getuig, hy roep jou, hy roep jou tot Jahwe, hy roep Abba Vader. En dan belangrik, 1 Johannes 2 vers 20, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. En dan, luister baie mooi, 1 Johannes 2 vers 2 tot 27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos julle geleer het, so moet julle in hom bly. Daarom kan hy baie mooi sê, julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles, bedoelende, Jahwe se openbaring, dit beteken nie, ons leer mekaar in terme van die skrif, hoe om die skrif te interpreteer nie. Die Heilige Gees, ons kan niemand leer om Jahwe te ken nie. Dit is die werk van die Heilige Gees.
Ek en jy kan wel die woord van Jahwe hanteer, mekaar bemoedig en versterk, maar daar's een wat trek. Onthou wat ons gelees het in Johannes 6 vers 45. Niemand kan na die Vader kom, niemand kan na die Seun toe kom, as die Vader hom nie trek nie. Niemand kan na Yeshua toe kom, as die Heilige Gees wat Jahwe gee hom nie trek nie. En daardie kennis van Jahwe is net deur Jahwe alleen. En daarom is dit kosbaar, dat ons kan sê, dat Israel en Juda het saamgekom in die nuwe verbond. Ons kan baie duidelik sien dat die woord van Jahwe, die wet is op ons harte geskryf, en ons hoef nie meer te sê, ken Jahwe nie, want ons almal ken Jahwe, deur die Heilige Gees, wat in ons harte uitgestort is. Tog kan ons mekaar onderrig, mekaar bemoedig en versterk, dit kan ons doen, maar geen mens kan maak dat jy Jahwe ken nie, onthou dit asseblief. En dan, die laaste een wat hy so mooi sê, want ek sal hulle ongeregtigheid, dis vers 34 van Jeremia 31, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en hulle sonde nooit meer dink nie. Wat 'n wonderlike profesie wat vervul is in Yeshua. En julle wat dood was, Kolossense 2 vers 14, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesneenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die vloekpaal vas te naal. En dis wonderlik, ook Hebreërs 10 vers 18, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde oor nie. Geliefdes, wanneer ons dan nou kyk na hierdie vervulling van die nuwe verbond beloftes, dan sien ons dat dit geheel en al in totaliteit in Yeshua vervul is. Wanneer ons kyk na Yeshua se woorde, Jesaja 61, vervul in Yeshua. Wanneer ons kyk na Joël 2, vervul in Yeshua se handeling om die Heilige Gees uit te stort. Daarom kan ons sien dat die fokus van baie keer wil ons hierdie vleeslike benadering, maar dit is so nodig dat ons sal kyk hoe Yeshua en die apostels dit benader. En nou aan die einde van die boodskap is dit so 'n bietjie vir elkeen van ons homself so 'n bietjie ek wil amper toets te skryf. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Amos 9. Amos hoofstuk 9. En dis nou so 'n bietjie 'n toets aan elkeen van julle daar waar jy sit. So aan die einde van die boodskap, want dit wat ons leer, moet ons tog ook kan toepas. En ons lees daar Amos 9 vanaf vers 11 af. Amos 9 vers 11. En voordat ons verder lees, wil ek julle moet onthou en sensitief wees vir dele van hierdie profesie wat of Yeshua of die apostels aanhaal om te sê dit het al in vervulling getree. Want baie keer gaan jy sekere dinge lees en jy gaan eers hierdie vleeslike kant moet nog gebeur. Maar luister en wees sensitief vir hoe die apostels dit hanteer. Amos 9 vers 11 tot 15. En in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig. En ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel en ek sal opbou en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Adam. Onthou asseblief, ons het al in 'n vorige boodskap dit hanteer. Dit is presies dieselfde medeklinkers, is net die vokale wat verskil tussen Edom en Adam. Dis net 'n vertalingsfout daar, die oorblyfsel van Adam en al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is, spreek Jahwe wat dit doen. Kyk, die daar kom spreek Jahwe, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwe trapper die saadsaaier en die berge en die mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander, hulle sal van die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle die wingerde plant en die wyn daarvan drink en die tuine aanplant en die vrugte daarvan eet. Ons kry dis dikwels, of voor ons dit wil ek eers gou vra, so hoe tree hierdie profesie in vervulling? Wanneer ons begin, wil ek eers vir jou vra, waaraan dink jy direk as ons sê, in die dag sal die gevalle hut van Dawid weer opgerig word? Kan julle onthou toe ons in 2
Koning 17 gelees het, toe sê hy het die huis van Israel afgeskeur, die 10 stamme Efraim afgeskeur van die huis van Israel, van die 12 stamme af. Nou kom hy en hy sal sê, in die dag sal ek die vervallenheid van Dawid weer oprig, en dit herinner ons direk aan Handelinge 15. Handelinge 15, wat vir ons baie duidelik sê, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen. Soos geskrywe is, daarna sal ek weer terugkom en die vervallenheid van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal dit weer oprig en herstel. So wanneer Amos 9 vers 11, wanneer tree dit in vervulling? Met Yeshua se sterfte en opstanding, toe daai vervallenheid weer herstel word, waarvan Handelinge terug na wys en sê, maar dit het gebeur. Sodat die oorblysel van die mense, van die Adamiete, die Jahwe kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe, wat al hierdie dinge doen, en ek wil julle moet sensitief wees, vir al hierdie nasies, Israel wat 'n menigte geword het, hierdie gevallenheid van Dawid wat herstel word, wat weer by mekaar kom, Amos 9 wat in vervulling tree, al klink, wanneer hy dan praat van hierdie seëninge, vers 13, daar spreek Jahwe dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier, dieselfde tema het ons gekry in Joël 2, daai beeld van oorvloed, van seën. Maar dit beteken nie, verwys nie na fisiese seën nie. Dit verwys na daardie gevolg van hierdie eenheid in Yeshua en die seën in Yeshua self. En dan het ons ook verwys na Joël, maar kom ons blaai saam gou vinnig terug net daar na Joël toe. In Joël 2, daai wonderlike profesie van die oorvloed, van die seën. En ek wil hê julle moet sensitief wees daarvoor. Kom ons lees vanaf vers 18 af. Toe het Jahwe geywer vir sy land en sy volk verskoon, en Jahwe het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkanswerms uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag, en dit wegdrywe na 'n dor en 'n woeste land, sy voorhoede na die ooste see, en sy agterhoede na die weste see, en ek sal sy stank sal opstyg, en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want Jahwe doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyebome en die wingerdstok lewer hulle drag, en julle kinders van Sion, juig en wees bly in Jahwe julle Elohim, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns, soos voorheen, dan sal die dorsvloere vol wees. Geliefdes, wat baie keer wat dit vir ons moeilik maak is, wanneer ons kyk na hierdie sprinkanswerms, dan sien ons duidelik dat die beeld van van die noorde, hulle wat Israel geplunder het, hierdie oordeele oor hulle, en dan sien ons 'n fisiese handeling. En dit maak dit baie keer moeilik om dit ten volle te interpreteer, en daarom is dit so belangrik, en is ons geweldig afhanklik van die leiding van die apostels en van Yeshua se benadering tot die profesie. Want ons moet so versigtig wees en fyn luister na sekere temas wat uitkom en deur die apostels en Yeshua gebruik word. En 'n goeie voorbeeld daarvan is Jesaja 9. Kom ons blaai daar na Jesaja 9 toe. Jesaja 9 vers 2, kom ons lees af vanaf vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, en die wat woon in die land van die doodskade, oor hulle het 'n lig verskyn. Wanneer is dit in vervulling getree? Met die koms van Yeshua, Lukas 1 vers 79. Daarbo in die gebiede van Zebulon en Naftali, daardie gebiede daarbo,
rondom die see van Galilea het 'n groot lig gesien. Yeshua kom na hulle toe, vers 2. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as hy buit verdeel, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, en die roede wat hulle drywer, het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding en 'n prooi van die vuur. En nou belangrik, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van Jahwe van die leerskare sal dit doen. Terwyl julle daar is, blaai gou saam na Jeremia 31 toe. Jeremia 31. Jeremia 31 en ons lees daar vers 6. Verskoon, ons gaan nou daarby uitkom. Hou net 'n oomblikie vas. Wat ek wil duidelik maak is hierdie gedagte van die wonderlike seën, van hierdie lig wat opkom en hierdie wonderlike seën. Wanneer ons dit fisies interpreteer, dan sal ons dink dit is fisiesheid. Maar wanneer ons dit in die konteks van Yeshua wat so mooi gevorm word deur vers 5, dan is dit vir ons 'n anker, 'n veiligheid dat hierdie is in Yeshua, is dit vervul. En dan besonderlik vers 6, die vermeerdering van heerskappy tot vrede. En nou Jesaja 2, voor ons na Jeremia 31 toe gaan. Jesaja 2. Julle kan onthou, ons het nou verwys daarna na die gedagte dat in Yeshua kom die nasies weer in. Hy daardie skeur aan die huis van Israel herstel, hy die nasies kan terugkeer en hulle kom. Wat gebeur dan wanneer die nasies terugkeer? Wanneer die 10 stamme terugkeer, na wie toe gaan hulle? Na die 2 stamme toe. Om vir hulle te sê, leer ons van Yeshua. Waar kom die apostels vandaan van die interessantheid? Uit die 2 stamme uit. En hulle verkondig hierdie evangelie dan aan die 10 stamme, om te sê, dit is die wil van Jahwe. Kom ons lees daar Jesaja 2. Die woorde wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jahwe vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Hierdie is nie 'n fisiese berg nie. Hierdie is die spreekwoordelike berg van die Sion, waarop Yeshua as koning is, die tempel. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe, na die huis van die Elohim van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Jahwe uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie swaard ophef nie, hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van Jahwe, want u het die volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol was van wat die ooste aanbied en van die golery. En dan gaan hy verder en hy spreek met hulle, maar tog is daar daai herstel. En ons sien pragtig, kom ons gaan nou na Jeremia 31 toe. Jeremia 31. Vers 6. Want die dag is daar, dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na Jahwe onse God. Want so sê Jahwe, jubel o Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies, laat dit hoor, sing lof en sê, Jahwe verlos die volk en die oorblyfsel van Israel. Kyk, ek bring hulle aan uit die noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde, blindes, lamme, swangeres en barendes onder hulle almal saam. In die groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
Hulle sal kom met geween en met smeking sal ek hulle lei, en ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelykpad, waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader, en Efraim is my eerstgeborene. Hoor die woorde van Jahwe, o nasies, verkondig in die kuslande wat ver is, en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader, om hom bewaak sonder 'n herder, en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. Want Jahwe het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. En hulle sal kom en op die hoogtes van Sion jubel en toestroom na die seëninge van Jahwe, na die koring en die mos en die olie, na die jong skape en beeste. En hulle siel sal wees soos 'n besproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwai nie. Dis deel van hierdie wonderlike profesie van Jeremia 31 van die nuwe verbond, wat aansluit by Jesaja 2, wanneer hierdie uitverkorenes van wanneer hierdie Israel wat nasies geword het, maar wat verstrooi geword het, omdat Jahwe, soos ons nou gelees het in Koning 17, hulle in Assirië in verstrooiing gestuur het. Nou keer hulle terug en hulle kom na die berg van Jahwe toe, na die Sionstad. Wie is dit? Na Yeshua self. En ons sien dit so mooi in Jesaja 11. Blaai gou saam na Jesaja 11 toe. En hoe Jahwe hulle versamel, en terwyl hy so intoe blaai, wil ek u tog herinner, wanneer hy dan daar in Jeremia 31 praat van waterstrome en gelykpad en hierdie seëninge, hierdie oorvloed wat daar sal wees, dan praat hy nie van fisiese nie. Hy praat van die seën vir Israel in Yeshua. Jesaja 11, wat ons almal ook baie goed ken. Maar daar sal 'n takkie uitspruit, vers 1, uit die stam van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van Jahwe rus, en die gees van wysheid en verstand, en die gees van raad en sterkte, en die gees van kennis en van vrees van Jahwe. Gaan net 'n vraag. Wanneer het hierdie spruit uitgespruit uit hierdie stomp uit? Wanneer is hierdie kind gebore? In die tyd van Yeshua. Yeshua is daardie vervulling. Hy is die een wat gebore word. Hy is hier die seun op wie die volheid van die Heilige Gees, die sewevoudigheid van die Gees op hom rus in volheid. Vers 10, hoor mooi. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaï, wat daar staan op 'n banier op die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Die volke vra, ons het Jesaja 2 ook gekry, die volke gaan na die berg Sion toe, hulle wil daar gaan hoor, wat is die wil van Jahwe, hulle gaan na Yeshua toe. Dieselfde, wie is die banier wat opgehef word? Wie is die een wat rus gee? Hoor mooi wat hy sê, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaï. Wie is daai wortel? Yeshua. Na wie toe kom hulle wanneer hulle die evangelie hoor? Want daar staan as 'n banier van die volke, en 'n rusplek sal heerlik wees. Net vir interessantheid, kom ons begin eers, kom ons blaai gou vinnig daar na Romeine 16 toe. Romeine 16, en ons is amper klaar, ek sien die tyd stap al aan. Romeine 16. Romeine 16 vanaf vers 8 af. En ek sê dat Yeshua Messia 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van Elohim, om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskryf is, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalm sing, en ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof Jahwe alle nasies, en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. Wie is die een wat opgestaan het? Wie is die een wat as banier verhef is om bo oor die nasies te regeer? Wie het die koningskap ontvang? Wie het daardie woord aan my is gegee? Alle mag in die hemel en op die aarde. Wie regeer nou in majesteit? Yeshua in sy volheid. Vers 13. En mag die Elohim van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Maar nou belangrik, kan julle ook onthou, hy het gesê dat hulle in sy rusplek gaan heerlik wees. Wat sê Hebreërs 4 vir ons?
Wat is die rus wat ek en jy ingaan? Hebreërs 4. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog staande bly, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Wie gaan sy rus in? Want ons wat glo, vers 3, gaan die rus in, soos hy gesê het. Yeshua, Paulus, hulle gebruik hierdie wonderlike profesie en hy gaan haal hierdie beginsels aan om te sê dat Yeshua is die wortel van Isaï wat opgehef word, wat die koningskap aanvaar, daai banier, na wie die volke vra, na wie die 10 stamme roep en vra om na hom te kom. Yeshua is die rus wat elke gelowige ingaan. Yeshua is daardie volkome vervulling. Ten slotte, geliefdes, kom ons blaai na Hebreërs 8 toe. Hebreërs hoofstuk 8. En weet jy wat lekker is? 'n Mens kan eintlik so elke liewe profesie deurgaan. En elkeen so hanteer, want is eintlik so kosbaar en kyk hoe die apostels ook dan daardie elemente wat in die profesie is aanhaal, met hierdie groot sleutel, dat Yeshua is die sentrale tema van hierdie. Yeshua is die vervulling van hierdie profesie. Vers 8, hoofstuk 8, vers 1, die hoofsaak van wat ons gesê het, is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat Jahwe opgerig het en nie mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op die aarde was, sou hy self geen priester gewees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, daar is dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jy op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Ek wil julle moet oplet, hy het 'n bemiddelaar geword van 'n beter nuwe verbond. Hy is dit. En nou pragtig kom en hy sê, want dit is die vervulling wat gesê is in Jeremia, vers 8, want hy berispel en sê, kyk, daar spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle verontagsaam, spreek Jahwe. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahwe. Ek sal my wet in hulle binne in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe en ek sal hulle vir hulle Elohim wees en hulle sal vir my volk wees en hulle sal nie meer elkeen sy naaste leer en sê ken Jahwe nie, want almal sal my ken, klein en groot. Hoe wonderlik het dit nie waar geword nie, het ons dit reeds dit hanteer, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hulle sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud en verouder is naby die verdwyning. En nou sluit ons af met hoofstuk 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders, en ek wil gou vir 'n oomblik stil staan en ek wil dit sê, as ek en jy, ons het aan die begin van die boodskap gesê, baie van ons, wanneer ons die profetiese woord lees, verwag ons hierdie fisiese vervulling, en dis iets om na uit te gesien het. Bedoelende, wat ek verwys daarna is, fisiese oorvloed van baie mos en olie en reën en vrede en al daai dinge. Maar toe het ons ook gesê, interpreteer die profetiese vervulling in Yeshua fisies, terwyl dit eintlik, en ons sien daai tema in Johannes dikwels, die volk praat van iets fisies, maar Yeshua praat van iets diepers, koninkryksbeginsels.
En dis wat Yeshua ons besonderlik kom leer in sy bediening, dat die koninkryk van die hemele is baie groter, baie dieper, baie heerliker as net hierdie fisiese, net hierdie tydelike nou op aarde, net 'n fisiese seën wat voor sou lê. Daarom is dit so belangrik as ek en jy uitgesien het om die fisiese voorspoed te geniet van baie mos, groot oeste, vrede onder die vyeboom, daai beelde. Wanneer ek en jy dit fisies wou ervaar, hoeveel te meer nie die geestelike wat soveel groter is in die vervulling in die lewe van Yeshua nie. En nou belangrik, vers 19, vers hoofstuk 10. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua. As ons nou in die nuwe verbond kan aangaan in die bloed van Yeshua, om Jahwe te ken, om met hom te wandel op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van Elohim. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur die besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim soos somme die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Vir 'n oomblik wil ek sommer net daar stil staan en sê, onthou dis nou baie lekker dat ons kan inskakel op die Zoom, maar wanneer ons weer by ons onderlinge samekomste kan uitkom, dan gaan hou nie net in gemak en se bly by die huis en skakel in by die Zoom nie. Ja, as jy nie kan nie en daar's 'n ernstige geval, maar jou werk is om in die gemeenskap van die gelowiges by die onderlinge byeenkoms te wees. Vers 26. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Nou belangrik, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming van die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van Elohim vertrap het in die bloed van die testament van die verbond, waardeur hy geheilig is, onheilig geag en die gees van genade gesmaak het, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek Jahwe. En weer, Jahwe sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende Elohim. Geliefdes, ek vat saam. Wanneer ons na die profetiese woord kyk, dan wil ons dikwels dit op 'n vleeslike manier interpreteer. Terwyl wanneer ons kyk na Yeshua en die apostel se hantering van die profetiese woord, dan sien ons dat hy dit absoluut Yeshua sentries interpreteer. En dis ook by jou werk as gelowiges om dan daai voorbeeld te volg en werklik te kyk hoe hierdie profeseë in Yeshua vervul word. En dan belangrik, wat is die doel daarvan? Sodat ek en jy die diepte en die volheid en die hoogte en die diepte en die breedte van Yeshua se genade kan verstaan, soos geopenbaar, Jahwe se genade soos geopenbaar in Yeshua, sodat ons in Yeshua toetree tot Jahwe, nie net praat nie, nie net bely nie, maar in hom wandel, want as iemand op grond van 2 getuienis, sonder enige barmhartigheid, geoordeel is, as hulle die woord van die wet van Moses verontagsaam het, sterf hy. Hoeveel te meer, as ek en jy die woorde van Yeshua, geopenbaar aan my en jou, daardie koninkrykswerk van Yeshua, sy wil, sy genade, sy barmhartigheid, wanneer ons dit verontagsaam, hoe groot is jou en my oordeel nie. En geliefdes, ek sluit daarmee af. Laat ons dan regtig vir Vader Jahwe wysheid vra, hoe om die profetiese woord te interpreteer, hoe om dit werklik binne die konteks van Yeshua te hanteer, sodat ons in dit alles kan bewus word van sy grootheid, sy genade,
ook aan my en jou. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, U woord is so kosbaar. En Vader, dit is net deur U Heilige Gees wat ons werklik U woord kan verstaan. En dis juis U Gees wat dit aan die apostels geopenbaar het. En Yeshua wat in wysheid vir ons die woord kon breek. Vader Jahwe, help ons dat ons wysheid daarin sal verkry. Sodat ons geanker in die woord, soos Petrus ook ons roep daartoe, want U profetiese woord is vas, en dat dit vir ons 'n anker word tot bemoediging, versterking, tot die lewe. Sodat ons werklik in Yeshua sal wandel, sal lewe, sal dink, sal praat, sal optree, tot verheerliking van U naam. In Yeshua se naam dank en eer ons U daarvoor. Amen. Terwyl ons net so staan, geliefdes, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.